In vandag se les gaan ons begin kyk na Pythagoras. Pythagoras is 'n stelling rondom driehoeke en om dit te kan doen gaan ons in die eerste plek nou gou ons verskillende driehoeke hersien, net sodat ons weer mooi ingeskerp is met ons verskillende driehoeke wat ons kry. As ons kyk na die eerste driehoek is 'n reghoekige driehoek. Nou wat beteken is die belangrike feit van 'n reghoekige driehoek? Dis reg, een van sy hoeke is 90 grade. As ons nou 'n reghoekige driehoek teken, dan weet ons nou dat een van sy hoeke moet definitief 90 grade wees. En ons het gekyk ook na die benoemings van die sye van 'n reghoekige driehoek. So as ons kyk na 'n hoek van 90 grade, hier het ek nou my hoekie geteken van 90 grade, as ons daai twee lyne verbind, dan het ons reghoekige driehoek. Goed, as ons na hierdie reghoekige driehoekie kyk, dan kan ons hom benoem driehoek A, B, C. Uit ons kennis uit weet ons nou dat ons kan sê hierdie sy AB is 'n reghoeksy. Hoek BC is ook mos 'n reghoeksy, want dit is die twee sye wat die regte hoek vorm, en daai AC noem ons die skynsy. Goed, nou ons kan net so, kan ons in driehoeke, kan ons die sytjies ook nou benoem sonder om die hele tyd te praat van sy AC of sy AB. As ons hulle benoem, weet ons dat die sytjie wat teenoor hoek B staan, noem ons klein b. Die sy wat teenoor hoek C staan, noem ons klein c, en die sy wat teenoor hoek A staan, kan ons klein sy A noem. Goed, met ander woorde, as ek dit nou gou neerskryf, dan kan ek sê, maar AC kan ons ook B noem, en ons kan BC A noem, en ons kan AB C noem. Dit is dan ons reghoekige driehoek. Wat is ons voordat ons nou aangaan na ons tweede driehoek, onthou net die skynsy is die langste sy van 'n reghoekige driehoek. Dis baie belangrik, jou skynsy is altyd die langste sy van jou reghoekige driehoek. Goed, nou ons tweede sytjie waarna ons kyk, is ons stomphoekige driehoek. Wat is 'n belangrike eienskap van 'n stomphoekige driehoek waaraan jy nou kan dink? Dit is heeltemal reg. Een van die hoeke van 'n driehoek is 'n stomphoek. Nou, hoe lyk 'n stomphoek nou weer? Wat klassifiseer as 'n stomphoek? Dis 'n hoek tussen 90 en 180 grade. Met ander woorde, dis 'n hoek wat groter is as 90 grade, maar kleiner is as 180 grade. OK, so ons het hier 'n stomphoekige driehoek. As ons kyk na hierdie driehoek, ons het hom ook driehoek A, B, C. In hierdie geval is hierdie hoek B is nou my stomphoek. Hoek B is nou 'n stomphoek. OK. As ek nou weer onthou, soos ons nou gesê het van hoe ons sytjies benoem, die sy teenoor A is klein a, die sy teenoor B is klein b, en die sy teenoor C is klein c. Goed, nou wat kan ons nog verder sê van 'n stomphoekige driehoek wat baie belangrik is?
ek kyk na 'n stomphoekige driehoek, dan kan ek sê die langste sy is altyd teenoor die grootste hoek. En dan is dit ook nou natuurlik baie belangrik dat 'n stomphoekige driehoek het nie 'n skynsy nie. Die langste sy is net teenoor die grootste hoek. Dis net by 'n reghoekige driehoek wat ons kan praat van 'n skynsy en 'n reghoeksy. Dit is dan my tweede driehoek waaraan ek kan dink. Die derde driehoek wat ons na gekyk het al, is 'n skerphoekige driehoek. So wat is 'n baie belangrike eienskap van 'n skerphoekige driehoek? Is dat alle hoeke is skerphoeke. En dit wil sê, hulle is kleiner as 90 grade. Want sodra 'n hoek kleiner is as 90 grade, word dit 'n skerphoekige driehoek genoem. So as ons kyk na 'n skerphoekige driehoek, skerphoekige driehoekie beteken nou al sy hoeke is skerphoeke, en by hom geld dit ook nog steeds baie belangrik. Dit is reg, die belangrike geld by hom is dat die langste sy is ook altyd teenoor die grootste hoek. Wat ook belangrik is, hy het ook nie 'n skynsy nie. Goed, nou net so kan ons nou net weer hierso ook gou kyk. Die sytjie teenoor hoek A word klein a genoem, die sytjie teenoor hoek B word klein b genoem en die sytjie teenoor hoek C word klein c genoem. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die verband tussen die lengtes van die sye van die verskillende soort driehoeke. Goed, so as ons kyk na ons eerste driehoekie wat ons reghoekige driehoek is. Kom ons kyk gou-gou, hoe kan ons kyk na die verband tussen die lengtes van die sye van 'n reghoekige driehoek? As ek nou hier 'n sytjie teken met 'n lengte van 4 cm en ek teken hier 'n sytjie met 'n lengte van 3 cm, 1, 2, 3 cm, en ek weet hierdie is nou 'n 90 grade hoekie, en ek verbind daai twee sye, dan gaan ek nou sien as ek nou mooi akkuraat geteken het. As ek hierdie sy lengte meet, kan ek sien is 1, 2, 3, 4, 5 cm. So hierdie sy se lengte is nou 5 cm. Ek het nou hierso driehoek A, B, C. Goed, so hierdie klein sytjie noem ek nou klein a, klein b en klein c. As ek nou gaan en ek gaan teken vir elkeen van hierdie driehoeke, vir elkeen van hierdie sye van hierdie driehoek, 'n vierkant op sy sy. So kom ons gaan kyk gou-gou as ons nou hier 'n vierkant teken op hierdie een se sy. Met ander woorde, 'n vierkant gaan mos nou wees dat hy 3 by 3 cm gaan wees. 1, 2, 3. En ek teken hier ook 'n vierkant. 1, 2, 3 cm. Ek het nou daai vierkantjie is daar 3 by 3 cm. Kom ons teken nou net hier op hierdie sy ook 'n vierkant van op die sy van 4 by 4 cm. 1, 2, 3, 4. En daar teken ons 1, 2, 3, 4. Teken hier nou ook 'n vierkant van 4 by 4 cm. En ek teken op hierdie sy 'n vierkant van 5 by 5 cm. Goed, ek teken nou op elkeen van hierdie sye van die driehoek vierkant. Met ander woorde, as ek nou gaan kyk, hierdie lengtetjie van hierdie sy is ook mos nou 4 cm. So as ek kyk na hierdie oppervlakte van hierdie vierkant, as ek na sy oppervlakte kyk,
dan is dit mos nou 4 by 4 centimeter, en dit is gelyk aan 16 vierkante centimeter. As ek na hierdie driehoekie se oppervlakte kyk, dan kan ek sien hierdie oppervlakte is 3 by 3 centimeter en dit gee vir my 9 vierkante centimeter. As ek nou kyk na die groot driehoek se oppervlakte, 'n groot langsy se oppervlakte, die skynsy se oppervlakte, dan kan ek sê die skynsy se oppervlakte gaan wees 5 by 5 en dit is 25 vierkante centimeter. So, as ons dit nou alles mooi gaan neerskryf, dan gaan ons sien A het 3 eenhede. B is 4 eenhede en klein c is 5 eenhede. So kom ons skryf net hierso so 'n tabelletjie. Ons het ons sy is nou A, B of C. Ons kyk ons eenhede per sy. Ons eenhede per sy het ons gesien is 3 eenhede. B is 4 eenhede. En C is 5 eenhede. Dis die eenhede per sy. As ons nou kyk na die eenhede per vierkant, met ander woorde die eenhede per vierkant gee ons nou vir ons die oppervlakte, dan het ons gesien hierdie enetjie is 9 vierkante centimeter, 16 vierkante centimeter en 25 vierkante centimeter. Ek kon nou hier in plaas van eenhede kon ek ook gesê 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. Ons gebruik eintlik net eenhede wanneer hulle nie vir ons gespesifiseer het wat dit is, of dit centimeter, meter of meter is nie. En ek het mos nou in my skets gespesifiseer dat dit 4 centimeter is, so ek kan in plaas van 3 eenhede praat van 3 centimeter. In plaas van 4 eenhede praat van 4 centimeter. In plaas van 5 eenhede praat van 5 centimeter. Ons sien dus dat die eenhede per vierkant is mos nou lengte maal breedte, so dit is die oppervlakte, so dit is die eenhede se kwadraat. As ons nou mooi gaan kyk, kan ons hierso sien dat 9 plus 16 is gelyk aan 25. So as ek nou my sommetjie gaan kyk, dan kan ek sê 9 plus 16 is gelyk aan 25. So dit sê vir my, kom ons skryf hom net in die regte kleure. 9 plus 16 is gelyk aan 25. 9 weet ek nou is, hierdie is mos A se kwadraat. Die 16 is die B se kwadraat en die 25 is C se kwadraat. So wat kan ek eintlik hier sê? A se kwadraat plus B se kwadraat is gelyk aan C se kwadraat. So dit is 'n eienskap van 'n reghoekige driehoek, dat ek kan sê my
twee reghoeksye, die kwadrate van my twee reghoeksye is gelyk aan die kwadraat van my skynsy. Kom ons kyk as ons 'n stomphoekige driehoek teken. Wat is die verband tussen die lengtes van die sye? Ons kyk nou na ons stomphoekige driehoek en hierdie hoekie kan ek sien is nou stomphoekig. Goed, en C gaan ek ook nou weet is die langste sy, want die langste sy is altyd die hoek teenoor die stomphoek. Goed, nou kom ons gaan kyk as ons nou op elkeen van sy sye ook weer 'n vierkant teken wat dieselfde sylengtes het, van dieselfde sylengtes. So kom ons kyk as ons hierso teken. So hierdie vierkant beslaan ook nou 'n oppervlakte, want ons teken die vierkant op sy BC of klein sy A, en as ons kyk na sy oppervlakte of vierkante eenhede, dan gaan dit wees 6 by 6 en dit is gelyk aan 36 vierkante sentimeter. As ons nou op hierdie ene 'n vierkant teken met sy lengtes van 5 cm. Ek hoop ek kry hom in. Dan het ek nou op sy sytjie ook 'n vierkant geteken wat 5 by 5 cm is. So die oppervlakte van hierdie vierkant kan ek ook mos nou bereken is 5 by 5 cm en dit gee vir my 25 vierkante sentimeter. Nou hierdie langste sy moet ons ook nou 'n vierkant opteken. Goed, so as ons nou op hierdie langste sy, kom ons kyk, miskien kry ek hom nou in. As ek nou op hierdie langste sy ook 'n vierkant teken met 'n sylengte van 9,5 cm. Kom ons kyk. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9,5 cm. Goed, so hierdie sy se lengte is ook almal 9,5 cm, want onthou ek teken 'n vierkantjie. Nou die oppervlakte van hierdie driehoek, van hierdie vierkant, die oppervlakte van hierdie vierkant gaan mos nou gelyk wees aan 9,5 by 9,5 en dit gee vir my 90,25 vierkante sentimeter. So, as ons nou gaan kyk na sy sye en ons het sy A, sy B en sy C en ek kyk na sy eenheid per sy, dan kan ek sê A is mos nou 6, B is 5 en C is 9,5. As ek nou kyk na eenheid per vierkant, eenheid per vierkant is mos nou my oppervlakte, met ander woorde, kom ons sit net gou ons eenhede by. Ek gaan nou by hierdie voorbeeld gaan ek my eenhede van sentimeter byskryf. Goed, dan kan ek nou hier sê, by my eenheid per vierkant is A se kwadraat is 36 vierkante sentimeter.
B se kwadraat is 25 vierkante sentimeter. En as ek nou kyk na C se kwadraat, dan kry ek dit is 90,25 vierkante sentimeter. As ek nou gaan kyk soos wat ek nou in die vorige by die reghoekige driehoekie gaan kyk het, as ek nou uitwerk wat is A se kwadraat plus B se kwadraat, dan gaan ek sien A se kwadraat is mos nou 36 plus B se kwadraat wat 25 is. En hierdie antwoord gee vir my 'n antwoord van 61 vierkante sentimeter. Maar nou kan ek sien, as ek kyk na C se kwadraat. C se kwadraat is 90,25 vierkante sentimeter. As ek nou na 'n stomphoekige driehoekie kyk, dan kan ek uit dit uit sê dat A se kwadraat plus B se kwadraat is baie kleiner as C se kwadraat. So wanneer ek 'n stomphoekige driehoek het, gaan die kwadrate van die som van die kwadrate van die twee kortste sye gaan kleiner wees as die kwadraat van die langste sy. Want onthou nou C is my langste sy. Goed, my derde driehoek waarna ek gaan kyk is my skerphoekige driehoek. Kom ek teken 'n prentjie van ons skerphoekige driehoek. Goed, so hierdie sytjie het ek geteken is 5 cm. Ek het driehoek A, B, C. Hierdie sytjie is 5,5 cm. En hierdie lengte is 7 cm. En onthou nou, my grootste hoek is altyd teenoor my langste sy. Met ander woorde, hierdie hoek gaan my grootste hoek wees. Goed, kom ons begin nou met hom. Hierdie is sytjie A, sytjie B en sytjie C. Nou gaan ek met hom weer presies dieselfde doen. Ek gaan op elkeen van die sye van die driehoek gaan ek 'n vierkantjie teken. Want ons wil nou ook kyk na die verband tussen die lengtes van die sye. Nou goed, kom ons teken op hom 'n vierkant. So hierdie vierkant se lengte van sy sye is nou 5 cm by 5 cm. So as ek sy oppervlakte uitwerk, dan kan ek sê dit is 5 by 5 en dit gee vir my 25 vierkante sentimeter. As ons nou gaan kyk na sy B, kom ons teken net vir hom ook 'n vierkant wat op sy sye gaan lê. So ons het gesê hy is 5,5 cm. Goed, so hierdie vierkant, as ons kyk na sy oppervlakte, want onthou hierdie sy se lengte is ook nou 5,5 cm, want ek het 'n vierkantjie op die sy geteken, so sy oppervlakte is 5,5 by 5,5 en dit gee vir my 30,25 vierkante sentimeter. Die langsy is 7 cm. Die langste sy is altyd die sy teenoor die grootste hoek. Ons teken net by hom ook nou 7 cm vierkant. So, hierdie vierkant se lengtes is 7 by 7 cm. As ek nou sy oppervlakte moet uitwerk,
dan kan ek sê sy oppervlakte is 7 by 7 cm en dit gee vir my 7 mal 7 is 49 vierkante centimeter. So kom ons kyk nou na sy sye. As ons het sy sytjies, het ons mos nou 'n sy A, sy B en sy C. As ons kyk na sy eenheid per sy, dan sien ons sy eenheid per sy is mos nou 5A is 5, B is 5,5 en C is 7. As ons kyk na sy oppervlakte, sien ons dit is mos nou 5 mal 5 is 25. 5,5 mal 5,5 is 30,25. En as ek nou kyk na 7 mal 7 kry ek dit is 49. Nou kom as ons nou kyk na daai sommetjie wat ons het van a kwadraat plus b kwadraat. Met ander woorde, onthou dis my twee kortste sytjies se kwadrate wat ek nou bymekaar tel. As ek kyk na die kortste sytjie se kwadrate, as ek hulle bymekaar tel, is dit 25 plus 30,25. En dit gee vir my 'n antwoord van 55,25 vierkante centimeter. Onthou dat ons net ons eenhede byskryf. Moenie julle eenhede vergeet nie. Ons moet ons eenhede altyd byskryf. Vierkante centimeter, 30,25 vierkante centimeter en 49 vierkante centimeter. Met ander woorde, as ek nou a kwadraat plus b kwadraat uitwerk, dan kry ek dus 55,25 vierkante centimeter. Maar kom ons kyk nou wat is c kwadraat. C kwadraat weet ons mos is nou 49 vierkante centimeter. So as ek nou na hierdie sommetjie gaan kyk, dan kan die afleiding wat ek maak kan wees dat a se kwadraat plus b se kwadraat is groter as c se kwadraat, want 55,25 is mos nou heel wat groter as 49. Met ander woorde, by 'n skerphoekige driehoek is die som van die kwadrate van die twee kortste sye groter as die kwadraat van die langste sy. Baie belangrik as ons nou kyk na die afleidings wat ons kan maak. As ons kyk na 'n reghoekige eienskap, 'n reghoekige driehoek. As ons kyk na 'n reghoekige driehoek en ons ondersoek die verband tussen die lengtes van die sye, dan kan ons sê a kwadraat plus b kwadraat is gelyk aan c se kwadraat. Waar a kwadraat en b kwadraat is ons twee kortste sye wat ons reghoeksye is. C is die skynsy, so a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. By 'n stomphoekige driehoek is die afleiding wat ek kan maak dat a kwadraat plus b kwadraat is kleiner as my c kwadraat, waar a en b my twee kortste sye is en c my langste sy is. Die derde afleiding wat ek kan maak by 'n skerphoekige driehoek, dit is met ander woorde ook hoe ons driehoeke kan identifiseer as skerphoekig, stomphoekig of reghoekig, is ons kan sê a kwadraat plus b kwadraat is groter as c se kwadraat. Dit is die afleidings wat ek kan maak in verband met die lengtes van die sye, as ons die verband ondersoek tussen die lengtes van die sye.
Na hierdie interessante lesie kan jy jou huiswerk doen om hierdie eienskappe mooi vas te lê.